Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Ek bid dat ons in vandag se tyd saam iets van 'n gemeenskap wat nader aan mekaar groei sal beleef, waar ons ook al is. Soos ons vir die Here vra dat hy ons dieper in verhouding met hom lei. In ons lentgids is die oefening vandag om in kontak te kom met die kortstondigheid van die lewe. Die vraag wat voorgestel word soos volg: as jy vanaf jou sterfbed sou terugkyk op hierdie huidige oomblik van jou lewe, wat wens jy het jy anders gedoen? Wat maak vir jou saak in die langtermyn? Hoe sou jy anders wou leef? Hoe is dit vir jou om oor hierdie vrae te reflekteer? Ek dink aan iemand wat sy storie met my deel oor 'n geliefde wat terminaal siek is. Hierdie vraag is deel van die realiteit waarmee hy nou leef, waarmee sy geliefde nou leef. En hierdie reis saam is kosbaar, maar moeilik. Dis diep, betekenisvol, maar soms uitmergelend. Hy moet gaan na hoeke van sy hart wat hy nog nie verken het nie, of wat hy dalk eintlik graag sou wou toehou, bedek. Ek dink aan die ander kant aan gesprekke met jonger mense wat eintlik net die onderwerp van die dood en sterflikheid heeltemal wil vermy. Woorde soos, dis nie nou die tyd nie, dis nie nou nodig nie, dis nog lank voor ek daar kom. Hulle wil nie nou kyk na die dood en na sterflikheid nie. En soms is dit ook vir ons so, ons vermy, ons onderdruk, ons ontduik en kruip weg. Maar Jesus dink aan sy dood. Hy berei homself voor vir hoe hy sou doodgaan en staan bereid om hierdie beker te drink. Lees saam met my 'n gedeelte van Lukas 22. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Jesus weet wat kom. Hy dink daaraan. Hy worstel daarmee. Daar's nooit 'n goeie tyd om dood te gaan nie, nooit die ideale tyd om finale afskeid te neem, om gesondheid te verloor, om 'n hartaanval te kry, om met terminale kanker gediagnoseer te word nie, om vriende te verloor, om verraai te word, om verkeerd verstaan te word, om alles te verloor, verneder te word, om die dood en sy onbeskryflike eensaamheid in die gesig te staar nie. So skryf Ronald Rolheiser en gaan dan verder deur te sê, dis hoekom daar 'n sterk weerstand hierteen in ons is. Maar dan die troos en die wete dat dit vir Jesus ook so was. Hy het hierdie dinge ook beleef. Maar hy het dit beleef en hy het gevoel wat hy voel. Maar hy het dit nie ontsnap nie. Hy sweet bloed soos wat hy probeer vrede maak met die verlies van sy aardse lewe. Maar in hierdie spasie, die bewuswording van ons menslikheid, ons liggaamlikheid, en dat ons op een of ander tyd wel gaan doodgaan, kan iets gebeur. Ons kan eerlik uitroep, Here, as dit moontlik is, nog nie nou nie. As dit kan, laat hierdie nog eers by my verbygaan. Ons kan vra en worstel en benoud raak, en met nog groter inspanning ons harte by God kom omdop. Ons kan agterkom dat ten spyte van die sweet, wat word soos bloeddruppels, ons versterk word. Maar dan kan ons ook sien dat in hierdie spasie, dat dit iets kan wees van oorgawe en afwagting. Jesus sê nie my wil nie, maar U wil. Oorgawe. Sy Vader stap saam met hom na sy dood toe. Ook in hoe hy doodgaan, met liefde, met vergifnis, met oortuiging. Jesus stap na sy dood toe, maar hy weet van die lewe wat ook wag. Hierdie beker, die beker van die dood is deel van ons lewe, onvermybaar. Eers met die belewenis van geliefdes, mense om ons wat doodgaan, en daai verlies raak deel van ons storie. Dis swaar en dis hartseer, maar selfs hier kan ons oplet hoe God na ons toe kom, in hierdie tye, deur hierdie swaar kry. En dan ook die pad na ons eie dood toe. Ons weet nie hoe dit gaan wees nie, hoe ons gaan reageer nie, en of ons die geskenk sal hê om goed dood te gaan nie. Maar ons weet ons sal nie alleen daardeur gaan nie.
En ons besef, ons hoef nie te ontken wat vir ons moeilik en vreesaanjaend is nie. Ons liggame is verganklik, maar ons kan ook hiermee, met die oud word, met die siek word, met die gevaar, met kwesbaarheid. Ons kan ook hiermee gaan sit langs Jesus, wat ook hierdie pyn en lyding aan sy lyf voel en in sy binneste voel. Om te dink aan die dood, kan ons ook lei om te dink aan hoe ons lewe, hoe ons wil lewe. Dalk kan dit vir ons help om bietjie te dink oor ons perspektief. Wat is werklik belangrik? Wat wil ons regtig aan aandag skenk? Ons mag dalk soos Petrus opstandig en ontsteld optree teenoor die pyn en lyding wat oor ons pad, ons geliefdes se pad kom. Dalk kan ons dit keer. Hoekom moet dit so wees? Stop, nee, weerstand. Maar dalk is daar 'n ander manier. Die manier van Jesus. Rou en eerlik daaroor worstel, die vroegpad. Maar dan die bereidheid om die beker te drink en oor te gee aan die pad wat hy saam met God stap, selfs tot by die dood. Die reis wat draai na aanvaarding en vrede, soos wat God hom en ons versterk. Kom ons bid saam. Here, gee ons asseblief die moed om eerlik met U te worstel en nie ons sterflikheid te probeer ontvlug nie. Laat ons pyn en ons swaar kry, ons verlies, ons eie tydelikheid, alles in gesprek met U bring. En help ons oplet hoe U ons hier ontmoet. Laat ons toeganklik wees vir U werk, selfs in doodsbenoudheid. En help ons om te ontvang wat U gee, sodat ons weer kan heroriënteer om U te beleef, te midde van omstandighede en bekers wat ons eerder nie sou wou drink nie. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Ons vra vir 'n diep bewussyn van U liefde en U werk in ons lewe. Amen.